In vandag se les gaan ons nou begin kyk na die vereenvoudiging van algebraïese breuke. Nou ons het faktorisering baie volledig gedoen en nou met die vereenvoudiging van breuke gaan ons faktorisering gebruik. Nou kom ons kyk net eers hoe lyk 'n algebraïese breuk. Onthou, 'n algebraïese uitdrukking is mos nou 'n uitdrukking wat veranderlikes bevat. So 'n algebraïese breuk is byvoorbeeld 'n uitdrukking wat breuke het. Met ander woorde, ons het byvoorbeeld 1 op x minus 3 plus 4 op x minus 5. Dan kan ons ook byvoorbeeld 'n ander algebraïese breuk hê wat lyk soos x kwadraat minus x op x. Met ander woorde, ons werk met breuke wat wel veranderlikes in het. Nog 'n voorbeeld is 4a kwadraat minus 8a op 4a. Nou in hierdie lesie wil ons graag kyk hoe gaan ons hierdie breuke vereenvoudig. Met ander woorde, ons moet hulle so eenvoudig as moontlik skryf. Nou die eerste belangrike ding wat ons moet onthou by algebraïese breuke is dat daar wel beperkings is op die veranderlike. En dis 'n goeie ding om te leer dat jy jou beperkings sommer van die begin af leer raak sien. Hoekom is daar beperkings? As die noemer van 'n algebraïese breuk 0 is daardie uitdrukking betekenisloos. Ons praat dus van die vergelyking is ongedefinieerd. Dit beteken dat daar beperkings moet wees op die veranderlikes. As ons byvoorbeeld nou kyk na ons eerste algebraïese breuk wat ons het, wat 1 op x minus 3 is, plus 4 op x minus 5, dan beteken dit hierdie x minus 3. Daai x minus 3 mag nie gelyk wees aan 0 nie, want as hy gelyk is aan 0, maak dit die breuk betekenisloos, soos ons daarvan praat, ongedefinieerd. Met ander woorde, ons kan sê x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Julle het mos al mooi geleer met oplos, as daai 3 oorgaan, dan beteken dit x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Vir dieselfde as ons nou kyk na x minus 5. X minus 5 is die noemer, dit mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde x mag nie gelyk wees aan 5 nie. So by enige algebraïese breuk moet ons beperkings spesifiseer. As ons byvoorbeeld kyk na ons ander voorbeeldjie wat ons gehad het, ons tweede voorbeeld, het ons x kwadraat minus x op x. Nou kan julle mooi sien, hier is my veranderliketjie is x. So hier mag ek net sê, my x mag nie gelyk wees aan 0 nie. Want die oomblik as x gelyk is aan 0, is dit ongedefinieerd. Ek gaan met julle nog 'n ander voorbeeld doen wat ek nou nie in die oorspronklike algebraïese breukvorm geskryf het nie, maar as ons kyk na x kwadraat minus 2x en ons het onder die lyn x kwadraat minus 4, dan gaan ons kan sê, ons moet hierdie breuk nou nog vereenvoudig. Soos Tannie nou gesê het, ons gaan leer om dit te doen met behulp van faktorisering. So kom ons kyk net eers, ons het nou x kwadraat minus 2x, en hier onder die lyn kan ek sien, ek het 2 terme wat geskei word met 'n minus wat verskil van kwadrate is. Dan gaan ek my reël toepas vir die verskil van kwadrate om hom te faktoriseer. Sê vir my, een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. X kwadraat se vierkantswortel is x, 4 se vierkantswortel is 2. Ons moet dit doen sodat ons al die beperkings kan bepaal vir hierdie algebraïese breuk.
So as ek nou gaan kyk na my beperkings, dan kan ek mos nou sê as x plus 2 gelyk is aan 0, dan gaan dit beteken ek het 0 maal met 'n getalletjie wat vir my 0 gaan gee. Met ander woorde, x plus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie. So x is nie gelyk aan min 2 nie. Dan die volgende een wat ek kan hê is as x minus 2 gelyk is aan 0, dan gaan ek weer in my noemer 'n 0 hê. So x minus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde x mag nie gelyk wees aan 2 nie. Dit is dan ons beperkings. Verder, om jou nog te help met die oplos en die vereenvoudig van algebraïese breuke, is dit baie nodig dat jy die hakies moet kan raak sien en die werk verstaan. So, die eerste belangrike eienskappe wat jy moet onthou as ons werk met hakies, is dat ons kan sê dat x plus y is gelyk aan y plus x. Dit is mos nou ons kommutatiewe eienskap wat ons al in graad 8 geleer het. Dan moet ons verder onthou dat ons kan sê minus x minus y, as ons 'n minus 1 gemeenskaplik uithaal, dan word dit dieselfde as x plus y. Die volgende een wat jy moet onthou, as ons het x minus y, het ons mos gesê is ons teken verander reël. As ons teken wil verander, dan kan ons 'n minus uithaal en dan ruil ons dit wat binne in die hakkie staan om. Dan word dit y minus x. 'n volgende belangrike eienskap wat jy kan onthou is minus x plus y. As ek minus uithaal, dan word dit dieselfde as x minus y. Dit het ook met faktorisering dan te doen, hè? Ons haal 'n minus 1 gemeenskaplik uit. Dan is 'n belangrike eienskap wat jy ook moet onthou, x minus y se kwadraat is dieselfde as y minus x se kwadraat. Omdat daai 'n kwadraat is, maak dit dieselfde. Jy kan dit gaan toets deur dit uit te werk. My x minus y se kwadraat beteken dit is die hakkie maal met homself. En soos ons nou by vereenvoudiging al gedoen het, vermenigvuldig jy mos uit, dan kry jy x maal x is x kwadraat. Volgende een het ons x maal met minus y, gee vir my minus xy. Dan het ons minus y maal met x, wat vir my gee minus xy, en volgende het ek 'n minus maal 'n minus is 'n plus y maal y is y kwadraat. So my som se antwoord is x kwadraat minus 2xy plus y kwadraat. Nou kom ons kyk na ons y minus x se kwadraat. As ek hom moet gaan uitwerk, kom ons kyk net, ons het y minus x, die hakkie se kwadraat, beteken dit is die hakkie vermenigvuldig met homself. So, ek het in die eerste plek y maal y wat vir my gee, y kwadraat. Dan het ek y maal met minus x, wat minus xy is. Dan het ek weer minus x maal met y, wat ook minus xy is. En die laaste het ek minus x maal met minus x, wat plus x kwadraat is. So as ek hom vereenvoudig, kry ek y kwadraat minus 2xy plus x kwadraat, en ek kan met my kommutatiewe eienskap kan ek ook sê dis x kwadraat minus 2xy plus y kwadraat. So daarom kan julle sien, kan ek sê, baie belangrik, dit is die kwadraat wat daai uitwerking het, dat x minus y se kwadraat gelyk is aan y minus x se kwadraat.
Okay, nou gaan ons bietjie kyk na die vereenvoudiging van breuke met hierdie klein bietjie agtergrondkennis wat ons nou gaan kry. Kom ons kyk net gou-gou in graad 9, 'n voorbeeld in graad 9 se vereenvoudig van breuke het julle gehad 3x tot die mag 6 y kwadraat op 12x kwadraat y tot die mag 5. Julle sal nou bietjie moet onthou, want hier gaan ons nou mos met die eksponentwette toepas, en dit is nou bietjie onthouwerk van julle graad 9 wat julle nou moet gaan doen. Ons kan met ander woorde sê, 3 gaan in 12 in 4 keer. Dan werk ons eksponentwette mos nou so, wanneer ons deel met dieselfde grondtalle, trek ons die eksponente van mekaar af. Met ander woorde, hier het ek 2 en ek trek dit van die 6 af, so daar bly 4 oor. En dan het ek nou weer y kwadraat, ek het hierso 2, ek trek dit van die 5 af en dan bly daar 3 oor. So uit ons graad 9 werk het ons gesien ons vereenvoudiging, het ons x tot die mag 4 op 4 y tot die mag 3. Wat belangrik is hier, laat ons net onthou om te spesifiseer, x mag nie gelyk wees aan 0 nie en y mag nie gelyk wees aan 0 nie. Al het ek hom vereenvoudig, in my oorspronklike breuk het ek 'n x en 'n y in die noemer. Vir die noemer om nie 0 te wees nie, mag x nie gelyk wees aan 0 nie en y nie gelyk wees aan 0 nie. Nou, om breuke te vereenvoudig, is dit baie belangrik dat jy onthou, indien die teller en of die noemer van 'n breuk meer as een term bevat, dan faktoriseer jy sowel die teller as die noemer en deel dan die teller en die noemer deur dieselfde faktor. Met ander woorde, jy kanselleer uit. So as ons kyk na 'n voorbeeldjie van dit, het ons byvoorbeeld x kwadraat minus y kwadraat op 2x plus 2y. Goed, met ander woorde, ek kyk na my breuk en ek sien my teller, sowel as my noemer, bevat meer as een term. Maar onthou, my tellertjie is wel in geheel, is my teller eintlik 'n term, maar hierdie term bestaan uit 2 terme, en my noemer is 'n term, maar dis 'n term wat uit 2 terme bestaan. Met ander woorde, die belangrike ding wat ons gaan onthou, ons moet faktoriseer. Dis die eerste stapie wat ons gaan doen. Goed, as ons kyk na ons algebraiese breuk, dan gaan ons nou om hom te vereenvoudig, gaan ons hom moet faktoriseer. So ek sien bo die lyn, erken ek my 2 terme wat geskei word deur 'n minus, al 2 is volkome kwadrate, so ek het my verskil van kwadrate. Verskil van kwadrate het ek my 2 hakkies, 1 hakkie plus, 1 hakkie minus. X kwadraat se vierkantswortel is x, y kwadraat se vierkantswortel is y. Onder die lyn kan ek nou wel sien, het ek 'n gemeene faktortjie van 2. So as ek my gemeene faktor van 2 uithaal, dan bly daar 'n x plus y binne in my hakkies oor. Nou kan ons lekker streepies trek, want onthou, ons gaan nou dieselfde faktore uitkanselleer. Met ander woorde, die hele x plus y hakkie lyk presies dieselfde. Met ander woorde, ons kan sê ons hakkie is x minus y op 2 wat oorbly, nadat ek gefaktoriseer het. Kom ons kyk na nog verdere voorbeelde. Ons tweede voorbeeldjie het ons soos x kwadraat minus 2x op x kwadraat minus 4.
Nou, ons het nou by die beperkings gesien, ons faktoriseer die noemer, sodat ons die beperkings kan bepaal. Nou gaan ons weer kyk, en onthou, dis belangrik, ons sien ons teller het 2 terme, en ons noemer het 2 terme, so wat is die ding wat ek moet doen? Ek gaan faktoriseer. Onthou, baie belangrik. Jy kan nie oor 'n plus en 'n minus kanselleer nie. Jy mag dit nooit doen nie. Jy mag nie oor 'n plus en 'n minus kanselleer nie. So jy kan nou nie sê nie. Onthou, hierdie gedeel teken maak dat hierdie x² minus 2x aan mekaar vasgebind is, en dit maak dat hierdie x² minus 4 aan mekaar vasgebind is. So jy kan nie gaan sê die x² kanselleer uit en 2 gaan daarin 2 keer nie. Jy mag dit nie doen nie. Goed, so die belangrike ding om hierdie ding te vereenvoudig is dat ons moet faktoriseer. So as ons gaan kyk om te begin faktoriseer, kan ons bo die lyn sien, ons het x² minus 2x, so wat kan ek doen? Ek kan my xie gemeenskaplik gaan uithaal. Ek sien my gemeene faktor is x. As ek x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar bo die lyn by die eerste terme x oor, en by die tweede term 'n minus 2. Julle moet mos nou al mooi vertroud wees met faktorisering. Onder die lyn kan ek sien, ek het my 1-2 terme wat geskei word deur 'n minus, al twee is volkome vierkante, so ek het my 2 hakies, 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n minus, x en 2 en 2. Met ander woorde, nou kan ek sien, ek het nou hakies wat dieselfde is, so nou kan ek x minus 2 en x minus 2 uitkanselleer, en ek kry my antwoord is x op x plus 2. Wat ons net hierby moet onthou is ons beperkings. Onthou, ons het nou toe ons gekyk het na beperkings, het ons gesê, x mag nie gelyk wees aan min 2 nie, en x mag nie gelyk wees aan 2 nie. Onthou nou, by ons beperkings het ons gesien, dit is waar x plus 2 gelyk is aan 0, want hy mag nie 0 wees nie, so x mag nie gelyk wees aan min 2 nie, en dit is waar x minus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan 2 nie. As ons nog kyk na vereenvoudig voorbeelde, het ons x² minus x op x. Goed, die beperking wat ons hier gesê het, is, ons beperking is, x mag nie gelyk wees aan 0 nie, né? Want as x gelyk is aan 0, dan maak dit die beperking, dan maak dit die breek betekenisloos, en dit beteken hy is ongedefinieerd. So die eerste stapie wat ons gaan doen is om te faktoriseer. As ons nou faktoriseer, dan kan ons sien ek haal bo die lyn 'n gemeene faktor uit van x, en dan bly daar oor x minus 1 as ek x gemeenskaplik uithaal gedeel deur x. Nou het ek faktore wat dieselfde is bo die lyn en onder die lyn. Nou kan ek x en x uitkanselleer, met ander woorde my finale antwoord is x minus 1. As ons kyk na 4a² minus 8a op 4a, dan kan ons sien wat is ons beperkings. Dis reg, my beperking gaan wees, wat is my beperking? A mag nie gelyk wees aan 0 nie,
Want as A gelyk is aan 0, maak dit die uitdrukking betekenisloos, dit beteken hy is ongedefinieerd. Nou gaan ek, om hom te vereenvoudig, gaan ek faktoriseer, want ek sien my teller het 2 terme. Wat is die gemeene faktor wat ek nou bo kan uithaal? Dis reg, ek haal 'n 4a gemeen uit. As ek die 4a gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n a minus 2 in my hakkie oor, en hy is nog steeds op die 4a. Nou kan ek weer uitkanseleer, ek kan die 4 en die 4 kanseleer uit, en die a kanseleer uit. Nou kan ek sê my finale antwoord is a minus 2. Ons doen nog 'n voorbeeldjie. Ons het a kwadraat minus 25b kwadraat, en onder die lyn het ek 'n minus 2a minus 10b. Wat sien ek? My teller het 2 terme, my noemer het 2 terme. Wat moet ek doen? Ek moet faktoriseer. Want ek kan nie oor 'n plus of 'n minus uitkanseleer nie. So ek kan nie die a's met mekaar uitkanseleer nie, ek kan nie die b's met mekaar uitkanseleer. As ek nou mooi kyk, dan kan ek sien in my term bo die lyn, sien ek my 1-2 terme wat geskei word deur 'n minus, so dit is verskil van kwadrate. Daar is nie 'n gemeene faktor nie. Hoe werk my reël van verskil van kwadrate? 1 hakkie is 'n plus, 1 hakkie is 'n minus. A se kwadraat se vierkantswortel is a, 25b kwadraat se vierkantswortel is 5b. As ek nou gaan kyk onder die lyn, dan kan ek nou onder die lyn sien het ek 'n minus 2 as 'n gemeene faktor. So ek sal my minus 2 as 'n gemeene faktor uithaal. As ek hom in die eerste plek uithaal, bly daar 'n a oor, 'n min gedeel deur 'n min word 'n plus 10 gedeel deur 2 is 5, so binne in my hakkie bly oor a plus 5b. Nou kan ek gaan kanseleer. Want nou het ek goed wat dieselfde is, so ek het 'n hakkie wat dieselfde is, met ander woorde a plus 5b kanseleer met a plus 5b, so my finale antwoord is a minus 5b op minus 2. Volgende voorbeeld van 'n sommetjie het ek x kwadraat minus x minus 6 op 9 minus 3x. Goed, wat sien ek? Ek sien my teller het 3 terme, my noemer het 2 terme. So wat moet ek doen? Ek moet faktoriseer. Wat sien ek bo die lyn? Bo die lyn sien ek hierdie is 'n kwadratiese 1, 2, 3 term. Nou gaan ek my reël toepas. 'n kwadratiese 3 term. Hierso sien ek het ek 'n minus voor die 6, dit beteken nou weer wat? 1 hakkie is 'n plus, 1 hakkie is 'n minus. My x's kan ek neerskryf, die faktore van 6, wat se verskil vir my minus 1 gee. Met ander woorde, dit gaan wees 2 minus 3. Onder die lyn kan ek nou 'n minus 3 gemeenskaplik uithaal. Of kom ons ruil eers om onder die lyn om, voordat ons hom gaan maak. As ek hom onder die lyn wil omruil, dan verander ek die teken voor hom, en hy word 3x minus 9 onder die lyn. As ek hom nou verder wil faktoriseer, dan kan ek nou sien ek het 'n 3 wat gemeenskaplik is. So ek haal my 3 uit, dan bly daar oor x minus 3 onder die lyn. Nou kan ek weer, omdat ek dieselfde faktore in hakies het, kan ek die hakkie met mekaar uitkanseleer.
So ek trek hulle streepies deur mekaar. Ek trek hulle streepies deur, want ek het nou gekanseleer. Goed, en my finale antwoord is x plus 2 op minus 3. Laaste voorbeeld wat ek met julle doen, voordat julle huiswerkies kan doen, en hierdie mooi inoefen, is ax minus b plus x minus ab oor ax kwadraat minus abx. Goed. So, ek kan nou sien bo die lyn het ek 'n 4-term, want daar is 'n plus en 'n min, onthou julle mos skei terme, so ek tel 1, 2, 3, 4 terme. Wanneer ek 4 terme het, gaan ek gebruik maak van groepering. Deur as ons faktoriseer, gaan ek hier moet gebruik maak van groepering. Nou kan ons mooi kyk, waarna toe moet ons gaan om te groepeer. As ek kyk, ek het onder die lyn het ek ax kwadraat minus abx. So onder die lyn kan ek my a en my x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 'n x minus b. As ek dan nou hierbo gaan groepeer, dit gee my nou al 'n aanduiding waarna toe ek moet beweeg om te groepeer. So, as ek nou bo die lyn gaan kyk, dan kan ek nou sien, ek gaan my ax en my ab saam groepeer. Daar kan ek uithaal, dan het ek my ax minus ab, en dan verder kan ek my minus b en x by mekaar sit, so ek kan hê plus x minus b met my kommutatiewe eienskap. As ek nou gaan kyk, kan ek sien ek het 'n a wat ek hier gemeenskaplik kan uithaal. So ek het a, dan bly daar oor x minus b plus x minus b, en onder die lyn het ek 'n ax x minus b. Nou, wat sien ek nou? Ek sien nou, ek het 'n x minus b as 'n gemeenskaplike hakie bo die lyn. So ek kan my x minus b gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n a plus 1 bo die lyn oor. Onder die lyn het ek my ax en x minus b. Nou kan jy gaan en jy kan gelyksoortige hakies uitkanseleer. Met ander woorde, ek kan nou sien my x minus b kanseleer uit. So my finale antwoord is nou a plus 1 op ax. Hierdie is nou 'n paar voorbeeldjies wat ek met jou gedoen het oor die vereenvoudiging van breuke. Oefen hierdie werk mooi deur jou huiswerk te voltooi. Ek hoop jy geniet dit.